en dit bou verhoudings weer op en dit herstel in die geestelike en in die fisiese, so ons moenie dit miskyk nie. Hierdie is baie belangrik. Nou vandag wil ek met julle 'n woord deel, en dit is nie omdat dit stoeptuisting was nie. Ek gaan nog steeds praat uit die boek van Hebreërs, en die volgende 2 weke, vandag en volgende week, gaan ek fokus op een van die moeilikste hoofstukke sekerlik in die boek van Hebreërs, en dit is hoofstuk 6. Nou ek gaan volgende week gaan ek bietjie meer praat oor die tweede helfte van Hebreërs 6, maar vandag wil ek fokus op die eerste 2 verse. En dit is 'n herhaling wat die skrywer uit hoofstuk 5 uit ook vir ons gee. En toe ek hierdie lees en voorberei, en ek probeer die hele hoofstuk 6 voor te berei vandag, hoor ek duidelik hoe die Here my terugvat na hierdie gedeelte toe in die hoe hy my terugvat na hierdie gedeelte toe van die Bybel, waar hy praat oor hierdie, en hier land hierdie eerste 2 verse van hoofstuk 6 vir my, en ek connect dit in hierdie profound gedeelte in die skrif, en ek besef, ek moet hieroor preek, en ek moet hieroor praat. Nou, hoor my hart vandag, ek gaan vandag 'n boodskap gee vir jou as individu, rakende nuwe wyn. En dan gaan ek 'n boodskap vir die gemeente gee. Maar as ek 'n boodskap vir die gemeente gee, praat ek van die gemeente van Jesus Christus. Die breër kerk, nie Kairos bedieninge nie, maar as daar elemente is wat hier lewe, dan kan ons dit aanspreek, maar ek praat oor die breër kerk. Nou laasweek het ek gepraat oor die Heilige Gees wat in ons lewe kom woon, en Jesus het gesê, wanneer die Heilige Gees oor julle kom en in julle kom, gaan julle my getuies wees, julle gaan krag ontvang, en julle gaan uitgaan en julle gaan die wêreld bereik. Nou hierdie boodskap is vir die breër kerk. Nou ek wil julle uitdaag vandag om getuies te wees van die evangelie. Ek gaan vanmiddag, as ek by die huis kom, gaan ek hierdie boodskap op YouTube sit. Ek gaan nie wag tot Dinsdag nie, ek gaan dit vanmiddag doen, en ek gaan dit uitstuur vir die gemeente, en ek wil jou uitdaag, stuur asseblief hierdie boodskap aan, vir almal wat jy weet hier moet wees, nommer 1, en almal wat jy weet wat weier sit, as net Graaf Renet wat nodig het, om hierdie boodskap te hoor, want ons het nodig om te groei, ons het nodig om vorentoe te beweeg. Hoor gou wat sê die skrywer van ons in vers 1 en 2 van hoofstuk 6, hy sê, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. Hy sê hierso, daarom. Nou as jy die woord daarom hoor, dan beteken dit is al klaar gesê, en daarom sê ek dit weer, en daarom moet julle nou luister. Hy sê in vers 5, julle is al veronderstel om in hierdie tyd vleis te eet, maar julle drink nog moedersmelk, of net melk. Julle is veronderstel om al die dinge van volwasse kinders van die Here te doen, maar julle suip nog melk. Julle is nog by baba fase. En hier kom hy in hoofstuk 6 en hy herhaal dit nie. Hy sê ons moet verby die basiese goeders gaan van Christendom, baba wees, en ons moet begin groei. Nou ek maak die stelling, as ek dit sê, hy sê hierso, ons moet nie babas bly nie. Dis verskriklik oulik dat Christof 'n baba is. Ek geniet elke liewe oomblik van sy baba wees, sy oulik wees, maar ek geniet die groeifase ook. Hoe hy nou leer om te begin praat, hoe hy nou al rondhardloop en beweeg, dat hy nie meer net lê en nie beweeg nie, en niks vir homself kan doen nie, dat hy al sy eie bottel kan gryp, en hy weet in die winkel, as ons by die Purity rak loop, dit is sy rak. Dis vir my verskriklik oulik om dit te sien, en dit te beleef. Ek sou dit nie beleef het, as hy 'n baba gebly het nie.
Gister het ek sy swing opgeslaan en hy het vir die eerste keer geswing en hy kon self vashou wat hy nie 'n maand terug sou gedoen het nie. Die skrywer van Hebreërs kom en hy sê, ouens, julle moet ophou babas wees, julle moet groei, vorentoe beweeg, want as jy stil staan, dan gaan jy dood. As jy stil staan, kan jy nêrens kom nie. Ons moet aanbeweeg en ons moet groei. Maar hier is die ding wat niemand van hou nie. Groei groei bring wel groeipyne. Niemand van ons wil regtig verander nie. Ons is gelukkig waar ons is. Ons is gelukkig hoe dinge is. Ons is baie keer gelukkig met hoe ons lyk en hoe ons voel, maar die Here wil hê ons moet soveel meer hê en soveel meer beleef. Nou vat dit my na Lukas 5 vers 37 en 38 toe en lees saam met my. En niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie. En ek gaan nou hieroor praat. Anderste sal die nuwe wyn die leersak laat oopbars. Dan sal die wyn uitloop en die sakke sal tot niet gaan. Nee, nuwe wyn behoort in nuwe leersakke gegooi te word. Nuwe wyn, ou wynsakke. Die ou wynsakke verwys na die ou mindset, die ou houding, die ou manier van dinge doen. Ek sê hierso, ou wynsakke verwys na die ou godsdienstige stelsel vol van die rigiede tradisies van die fariseërs. Hulle manier is 'n manier van godsdiens wat reëls en werke bo 'n verhouding met God plaas. Nou die skrywer van Hebreërs sê juis hierdie, want hy praat met 'n klomp Jode wat gered is en nog nie gered is nie, en hy sê, julle is so vasgevang in die ou manier van dinge doen, julle mis Jesus Christus wat gekom het, en julle keer die hele tyd terug na die ou manier, die ou wettiese manier. Ek wil werk om in God se goeie boekies te kom, ek wil werk om te impress, ek wil. En nou kom Jesus en hy sê, nuwe wyn, die nuwe manier, die lewe wat Jesus wil hê ons moet leef, 'n lewe van groei, 'n lewe van lewe, hoort nie in die ou boks, in die ou manier van dinge doen nie. Nou vra ek jou, gou om vinnig te dink, hoeveel ou wynsakke is daar nog in jou lewe, in jou gedagtes, in die manier hoe jy dinge doen? Hoe gereeld drink jy nog melk? Hoe gereeld weier jy om verby die elementêre dinge van Jesus Christus te beweeg? Ek praat met 'n paar vriende hierdie week en ons praat so oor preektemas en die vloei van 'n jaar. Hoe begin jy 'n jaar en hoe eindig jy 'n jaar? Wat is die groot momente? En 'n ding wat my skok, en ek dink dieselfde, en dit is my so hartseer, daar moet elke jaar eers melk gegee word vir die gemeente, sodat almal net eers weer mooi verstaan. Almal wat hier so sit vandag, verstaan baie mooi wie en wat Jesus Christus is en wat hy vir ons gedoen het. Hy nooi ons om verder te gaan, om nie die hele tyd stil te staan nie. Die nuwe wyn verwys na die evangelie, die nuwe verbond. Jesus Christus wat gesterf het aan die kruis, begrawe is, opgestaan het, opgevaar het. Die lewe en die oneindige genade wat Jesus Christus bring. Oneindige genade het ons nou net gesien. Nuwe wyn bring nuwe groei en stagneer nie. My vraag is vandag, kerk van Jesus Christus, nie net Kairos bedieninge nie. Hoeveel nuwe wyn is daar werklik in die kerk? Want die kerk beleef nie groei nie. Die kerk stagneer. Ek is so moeg om op 'n maandag
vir 'n vriend van my in Zeerust te vra, hoe was julle dienste? Jesus Philip, ek weet nie, daar was vandag min mense in die kerk. Om my ma te hoor, te sê, vandag was jy buiten besonder stil gewees in die kerk. Jou broer lig aan die kerk toe nie. Ons het hulle lanklaas in die kerk gesien, ons is bekommerd. Om hierdie ou te hoor, dit is vir my hartskerend om te hoor hoe ons kerk ou wynsakke geword het, ou wyn geword het, wat glad nie meer groei nie, wat glad nie meer lewe nie, wat nou maar net daar in 'n sak lê. Dit is veilig om te sê, in hierdie geval van nuwe wyn, ou wynsakke, kan oud en nuut, dood en lewe kan nie meng. Dit kan nie, dis onmoontlik vir 'n ou wynsak, iemand wat 'n ou verharde hart het, wat moeg is om te verander en weer te lewe. Nou vra ek die vraag, wat het hierdie dan nou met ons uit te waai vandag? Nuwe wyn, ou wynsakke, Jesus wat sê, of die skrywer van Hebreërs wat sê, ons moet verby die elementêre dinge beweeg, ons moet ophou melk drink, ons moet nou begin vleis eet en ek hou van vleis. So vleis is 'n goeie ding, wat het dit nou vandag met ons uit te waai? So hier's my 2 boodskappe, en die skrywer van Hebreërs, skryf Hebreërs 6 as 'n waarskuwing. Hy skryf dit nie sommer net, laat die dag, ek het 'n hoofstuk om op te vul, ek het 'n bladsy om vol te maak nie. Dis 'n stewige, stywe, ernstige waarskuwing wat hy gee vir die kerk, en is 'n waarskuwing wat hy gee vir die ongelowige wat in die kerk sit, wat lauwarm is, wat nie kan besluit of ek nou my hart en lewe vir die Here moet gee nie. Hy gee daai waarskuwing vir hulle. So dis 'n waarskuwing. So eerste, hierdie boodskap van nuwe wyn, ou wynsakke, melk, vleis, fundamentele goeders wat ons verby moet beweeg, 'n boodskap vir die gemeente, en ek herhaal weer, dis nie noodwendig 'n boodskap net vir Kairos nie, dis 'n boodskap vir die groot kerk. Die kerk het nodig om hierdie te hoor en te besef. Die hartseer gedeelte is, 90% van die kerk lê nou nog in hulle beddens en lê hulle spere en uitslaap, want hulle het lui geraak. Dis 'n boodskap vir hulle. Dis hoekom ek sê, stuur aan, laat mense dit hoor. Hier is die boodskap, wanneer 'n gemeente vashou aan wrok, verdeeldheid, wantroue, skinder of onopgeloste seer, dan gaan die wynsak bars wanneer God nuwe wyn wil uitstort. Ek beleef nie dat enige van hierdie goeders regtig in ons gemeente is nie, maar vra jouself, as jy na die gemeente kyk, wat van hierdie goeders kom nog so 'n bietjie op? Wat 'n suur smaak kom in jou mond op, as jy dink aan die verlede en waarna toe ons op pad is? Onopgeloste seer, skinder, wantroue, verdeeldheid. Soos ek sê, ek beleef dit nie in ons gemeente nie, maar hierdie is wel 'n boodskap vir die kerk. 'n Nuwe seisoen vir die gemeente kan nie die gewig van ou wonde dra nie. As hier herlewing plaasvind, wat ons voorbid, wat die Bybel sê, herlewing is op pad en ons glo dit, kan dinge soos wat nou vanoggend gebeur het, nie gebeur het nie. Daai goeders kon nie in die liggaam het nie. Dinge is uitgesorteer vandag, ons het klaar gemaak. Die wonde van die verlede is nou begrawe. God kan nou weer groei bring. Hy kan nou weer lewe bring, en daar's niks wat dit blok nie. As daar 'n seisoen van verandering en groei aanbreek, moet ons reg staan om dit te ontvang, ten brys en vorentoe te beweeg, en nie terug te gaan na, maar ja, dit was nie. En ons almal trap in daai strik. Ons almal. Ek werk ook maar op dit wat ek gesien het in die verlede, wat ek beleef het in die verlede. As ek iets 10 keer probeer het en dit het nie gewerk nie, dan is ek bang om dit weer 'n keer te probeer. En dit is die verkeerde houding. Ons moet aangaan. Die toekoms van 'n gemeente kan nie gebou word op die pyn van die verlede nie. Ons moet raggies aanbeweeg en ons moet sê, U het goeie planne vir ons, U wil vir ons seën. God wil iets nuuts doen. Daar kan nooit
terugverwys word na die verlede nie. Hy wil nuwe wyn in nuwe wynsakke sit hierso. Die gemeente word 'n nuwe wynsak wanneer die gemeente kies vergifnis eerder as bitterheid, eenheid eerder as verdeeldheid. Baie onderlinge praatjies, nee, ek kan nie van dit, ek kan nie van dat, ek kan nie hier en ek kan nie daar nie. Net so 'n klein ding. Praat met 2 vriende oor Hebreërs 6 hierdie week. Een is hierdie kant van die ek weet nie eens wat mense dit noem nie, die ander kant, ene is daai kant. Van die verskillende sieninge wat hulle probeer inbring na Hebreërs 6 toe. En ek kan met albei van hulle vriende wees. Ek hoef nie verdeeld te wees met een van die twee nie. Hy glo so, albei glo in Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. So ons kan in eenheid nog steeds vriende wees en saam oor die Bybel praat, eerder eenheid as verdeeldheid. Gebed, eerder as spekulasie. Dis mense is allemaal vinnig om te spekuleer en kyk nie daar, ek sien dit. As jy iets verkeerd sien, bid daaroor eerder. Moenie na ander mense toe hardloop en, het jy gesien, toe ek Sondag by Kairos verbygery het, is daar vandag 2 karre minder as die vorige week, daai gemeente loop dood. Die gemeente loop nie dood nie, hierdie is die kerk van Jesus Christus. Hierdie kerk sal bly staan en die magte van die doderyk sal nie hierdie kerk kan oorwin nie. Amen. Ons sit in 'n moeilike era en in 'n moeilike tyd en nuwe wyn moet uitgestort word en ons moet nuwe wyn word. Maar as ons sulke stories hoor, wat spreek ons? Ja, nee, ek dink ook, ons het nie meer maande oor nie. Nee, hierdie is een van die grootste kerke in die dorp. En dit gaan die grootste dalk nog word. Hier gebeur dinge, hier word die woord gepreek, hier kom mense tot bekering. Kom ons bid gou en vra die Here se seën oor die gemeente en sommer oor jou lewe ook. 'n Vriend stuur vir my die week 'n foto van 'n kerk. Ek wil nou nie sê wat se dorp nie, maar 'n kerkgebou wat in die mark is, vir 12 miljoen. Hy sê, dis allemaal baie geld. Ek sê, maar dis 'n baie groot kerkgebou. En die hele advertensie gaan oor die hele kerk en alles. En ek sê vir hom, dis hartseer, dat kerkgeboue in die mark is. En hy stuur vir my die volgende oggend, hy sê, wat vir my nog hartseer is, hy het die comment section gelees. Hy sê, nee, jy het vir my 'n screenshot gestuur, ek het nie gaan, dat almal comment, dit is so hartseer dat 'n kerk moet toemaak en 'n kerk nou moet verkoop word. My vraag is, die 650 mense wat sê, was hulle deel van die kerk gewees? Of is dit nou net ewe skielik hartseer? Wat doen jy? Gebed is die beginpunt. En dan hoop eerder as vrees. God sê vir ons, ek gee vir julle hoop vir die toekoms. Hou op bang wees. Hou op stres. Ek sê 2-3 weke terug vir julle van die ongeluk wat ons gehad het, wat Cecile gehad het met haar kar. En dis nie 'n lekker seisoen wat ons in lewe nie. Haar pa hulle betaal ons versekering om ons nou te help, om hulle nou om haar nou te help. En hulle bel my en sê, terloops, ons het nie derde party versekering op die kar gehad. Okay, right. So wat het die versekering my nou gehelp? Niks nie. Nou moet ek daai kar regmaak uit my eie sak uit alweer. Jy weet, costa la plente. Alles gebeur net. Maar weet jy wat? Ek het nog steeds hoop. Yes. Daar's nie vrees nie. God het nie gesê, wanneer Cecile se kar gestamp gaan word, en dan net derde party versekering opwees, gaan jou lewe uitmekaar uitgeval nie. Hy het gesê, hoop, vertrou op my, en ek sal vir jou sorg. En hier is die mooi ding, hy sê dit vir ons as gemeente ook. Hou op vrees, hou op vaskyk aan die fisiese, hou aan hoop, want deurbraak gaan kom, en mense se lewens gaan verander, en herlewing gaan plaasvind. Hier is die resultaat van 'n nuwe wynsak gemeente. Wanneer ons toelaat,
dat die Here ons harte transformeer en wanneer ons regtig lewendig raak. Want onthou, nuwe wyn is 'n teken van lewe, want dit fermenteer, dit beweeg, daar's uitsit, daar's krimp, daar's groei, daar's nuwe geure wat ontwikkel, nuwe smake wat ontwikkel, dit is nuut. Wanneer ons toelaat dat die Here dit in ons harte en ons lewens gaan doen, en wanneer ons toelaat dat hy dit in hierdie gemeente doen, en in die breër kerk, gaan daar nuwe visie wees, nuwe groei, nuwe lewe, en daar gaan nuwe bedieninge opstaan. Die kerk gaan funksioneer soos wat hy moet funksioneer. Nou ek wil ons uitnooi om in hierdie oomblik hierdie gebed te bid. Here, ons is reg om nuwe wyn te word en ons is reg vir groei. Maak toe jou oë en bid dit en bedoel dit. Here, ons is reg om nuwe wyn te word. Ons is reg vir nuwe groei. Want dit is sy hart vir sy gemeente, vir sy kerk. En ons moenie in die pad staan van die nuwe wyn en die nuwe lewe nie. Here, ek bid dit en ek spreek dit as waarheid in die naam van Jesus Christus. Amen. Dan wil ek nou oorbeweeg na jou as individu toe. Wat beteken dit vir jou as persoon? Nie net nou vir die gemeente nie, maar 'n boodskap vir jou. En as hierdie boodskap dalk nou 'n bietjie krap, fantasties. Want dit is 'n waarskuwing wat die skrywer in Hebreërs vir ons gee, en ek dink as ons dit lees, ons ag neem daarop, en ons moet verander waar dit nodig is om te verander. God wil iets nuuts in ons lewens doen. Maar ons harte word baie keer ou wynsakke. Ons kan nie meer verandering hanteer nie. Ons kan nie meer groei en krimp en die nuwe geure en die nuwe bietjie ook in ons inneem nie. Ons word so verhard. En volgende week gaan ons daai waarskuwing baie mooi hoor. Maar God is 'n God van vooruitgang. God is 'n God van lewe. Hy wil nie hê ek moet vandag hierso staan en môre op presies dieselfde plek staan nie. Hy wil hê ek moet vorentoe beweeg. Hy wil vir my meer gee. Hy wil nader aan my kom. Maar wanneer ons lewens ou wynsakke word, dan kan ons nie verander nie. Ek keer terug na 'n gedeelte wat ons so tydjie terug oor gepraat het, Hebreërs 3 vers 7 tot 9. Waarsku die skrywer ons weer en hy sê vir ons, daarom, soos die Heilige Gees sê, vandag, as julle sy stem hoor, moenie julle harte verhard, soos tydens die opstand, die dag van versoeking in die woestyn, toe julle voorouers my versoek het en beproef het nie. Al het julle my dade gesien. As God iets niets wil doen, en hy praat, moet ons nie ons rug draai en wegstap. Sê nee, dis nie vir my nie. As God jou wil gebruik, hy wil hê jy moet 'n getuie wees. Laat toe dat hy dit doen in Hemels naam, want hy het 'n plan en 'n doel en hy weet beter as jy. Ek sê hierso, ons word ou wynsakke, wanneer ons kies om vas te hou aan die ou dinge en die ou manier van dinge doen. Hoe gereeld sê jy dit? Hoe gereeld hoor jy dit? Dit was beter in 1990. Ek kry laas Sondag aand kry ek 'n kerkbode, AGS kerkbode, daar's iemand wat ergens in die argiewe die goeders ontdek het. Nou doen hulle regtig 'n goeie job, want ek bedoel daar's nie baie sulke info nie. 'n Kerkbode van iets soos 1972 of ergens van daar. 'n Decent kerkbode, soos in 40 bladsye lank sit hy op Facebook en ek kyk so deur dit en ek lees die artikels wat hierdie ou geskryf het en daai ou geskryf het en ek sien die foto's van die groot kerkrade wat daar staan in sulke swart suits, jy weet soos skoolfoto's amper. En ek sien al hierdie goed wat gebeur. Was dit beter in daai tyd? Nee. Glo my, hulle het ook gestaan op 'n Sondag en gesê 20 jaar terug was beter. Hulle het hulle eie uitdagings beleef. Maar die Here sê ek het jou gekies vir 'n tyd soos hierdie,
So hy het gesê, hierdie gemeente moet nou so opereik, nie 20 jaar terug nie, maar wanneer ons die hele tyd terugkyk, en die hele tyd na die verlede toe wil teruggaan, dan raak ons lewe so bitter, en so hard, want ons mis wat God vir ons gedoen het. Ek sê hierso, God is 'n God van nuwe beginne, tweede kanse. Hy gee vir ons nuwe genade elke oggend, nuwe lewe in Christus en 'n nuwe hart deur sy Heilige Gees. Ou wynsakke kan nie die nuwe ontvang wat God so graag vir ons wil gee nie. Nou vra ek die vraag, hoe word ons dan nou nuwe wynsakke en dan sommer nou ook nuwe wyn in hierdie geval. So hier's 'n paar goedjies wat ek net wil deel, dan wil ek die diens afsluit. Die eerste is, laat die verlede waar die verlede hoort. In die verlede. Die Bybel leer ons dat vergifnis nie net vir die ander persoon is nie. Dit bevry ook ons eie hart. Wanneer ons die verlede los, skep ons ruimte vir wat God volgende wil doen. Hoeveel onafgehandelde stories en sake en dinge dra ons nie rond nie. Die Here nooi ons uit om klaar te maak, om te laat gaan, te sê dis verby. Die volgende ene is, bly geestelik buigsaam. Ek het dit klaar aangeraak. Dit is hoe ons dit nog altyd gedoen het, God werk net op hierdie manier. As daai woorde oor jou lippe gekom het in die laaste jaar, dan moet jy bietjie begin brei in daai wynsak. Jy moet bietjie begin sag maak. Want God sê, ek gaan iets niets doen. Hoor gou hierso, Jesaja 43 vers 19. Kyk, ek gaan iets niets doen. Dit gaan nou uitspruit. Kan julle dit nie besef nie? Selfs in die woestyn sal ek 'n pad maak, in die wildernis en in die riviere. Egipte of die beloofde land. Ons weet wat Egipte was. Plek van slawerny, plek van ou gedagtes, plek van gevangenis of die beloofde land, nuwe lewe. Jy moet self kies waar jy wil lewe. In die nuwe of in die ouwe. God wil iets niets doen. Ek staan Dinsdag aand by die laerskool en ek bedien die graad 6 en 7's daar. En die onderwerp het nog nooit opgekom nie, nog nooit nie. En al die tyd wat ek daar is, en ek is nou amper 2 jaar daar, nog nooit opgeduik nie. Hulle steek hulle hande op. Hulle vra vir my, oom Philip, wat is die storie van 'n man wat 'n vrou wil wees en 'n vrou wat 'n man wil wees? Moet ek versigtig wees? Ek moet die waarheid van die Bybel deel en ek moet nie oordeel nie. Maar oom, ek wil nog steeds hoor, hier is 'n juffrou wat met 'n ander juffrou getroud was en daar's 'n baba wat met 'n inspuiting opgespuit word. Wat sê oom daarvan? Sê vir die Bybel sê, Noag het 'n mannetjie en 'n wyfie op die ark opgevat. Nie 'n wyfie en 'n wyfie nie. God het gesê, ons maak vir Adam en Eva en hulle twee is mekaar se pasmaats, maar kom ons oordeel nie. God wil iets niets doen. God is besig om in daai kinders se harte iets los te maak, die grond voor te berei vir herlewing. Hulle het nie met my gestry nie, hulle was nie aanvallend gewees nie, hulle het net gesê, dit maak nie vir hulle sin, dit wat hulle sien nie, en ek sê vir hulle, kom ons oordeel nie, kom ons bid eerder vir die mense, en kom ons glo wat die Bybel sê, en hulle sê, ja, bevraagteken nie die Bybel nie. Dis waar die lewe op pad is, God wil iets niets doen. My gebed is dat ons volwasse mense, die groot kinders, dit nie mis nie. Eerlikwaar. Die volgende ding wat ons moet doen, om in nuwe wynsakke te leef, of nuwe wyn te wees, is ons moet leef in nederigheid. Een van die grootste hindernisse vir nuwe wyn is ons eie trots. Vraag wat hulle gevra het daar,
Die rede hoekom die mense daar is hulle eie trots. Hulle wil God speel, hulle wil wees wie God is. Nee, dit is hoe Satan gebore is, uit rebellie. Ek kan kies wat met my liggaam gedoen moet word, ek kan kies hoe ek ander hanteer, ek kan kies om God te speel. Ek. Ons ry gister deur die dorp, ons groet vir Desmond en vir Gerda, hulle ry so agter mekaar, soos orrelpypies, ons groet vir hulle. En ons ry deur die dorp en ons kyk 'n bietjie na wat aangaan en so aan. En in een van hierdie wine tasting hotspot strate, seker maar Burke of Craddock straat, een van daai twee, kom ek aangery en daar is 'n paar toeriste. Jy kan sommer sien, dis toeriste en jy kan sien hulle het stoep tasting baie geniet. Verskriklik baie, maar hulle staan daar hele pad vol en jy kan sommer die houding sien. Ek moet stop vir hulle, of ek moet om hulle ry, want hulle is beter as ek. En ek sê vir Cecile, die pad is vir my gemaak om te ry, nie vir hulle om te stap nie. Ek hou net reguit aan, en hoe nader ek kom, hoe vinniger gaan hulle van die pad. Maar dit is die probleem met die samelewing. Die reël sê, karre ry op die pad, maar in stoeptasting, wanneer ek 'n halwe bottel dit en 'n halwe bottel dat wil gekry, is ek in beheer hierso. En ek is 'n toerist, ek het geld, en jy is 'n local. Dis die probleem met ons samelewing en dit vreet ons. En dit is baie keer in ons Christene se lewe ook baie sigbaar. Ons loop met hierdie geestelike hoogmoed, ek is beter as jy, want ek het 4 versies gelees. Nee, ek wil hierdie gou sê, trots is die kanker wat ons samelewing opvreet. Die antwoord, ons moet erken dat ons God nodig het, nie andersom nie. God staan nie daar in die troonkamer, sit daar en praat met Jesus en die Heilige Gees, en hulle het 'n team meeting en sê, boys, ek het vir Philip daar 'n man nodig nie. Nee, ek staan hier op aarde en ek sê, God, ek het nie nodig. Ek het nie my nodig nie. As ek nie vandag hierdie boodskap gebring het nie, en hy wou gehad het hierdie boodskap moet gaan vir die kerk, sou hy iemand anders te gebruik het. Ons moet erken, ons het God nodig. Ons is nie so great soos wat ons regtig dink ons is nie. En dan, ons moet verwag dat God weer sal werk. Hy het nie jou gemaak en laat staan nie. Hy bly herstel in ons lewens. Hy bly genees en hy bly bou. Daar's seisoene in ons lewens en ons moet dit besef. Party mense noem dit 'n woestynseisoen of 'n stormseisoen, 'n groeiseisoen of 'n rustige seisoen. Daar is seisoene in ons lewens, in die kerk, in ons persoonlike lewens, waar dit baie keer voel of ons deur 'n woestynseisoen gaan. Maar in daai tyd wat ons so voel, bly hy herstel bring in ons harte. Hy kweek geloof, hy kweek volwassenheid, hy bly genesing bring en hy bly altyd bou. Die manier hoe God bou en die manier hoe ek bou sien, is 2 verskillende dinge. Ons moet bly vertrou op God en reg wees wanneer hy wil verander. Ek sê hierdie ding en ek sluit hiermee af. Jesus het nie gekom om die ou godsdiens, die ou manier van dinge, die ou wyse hoe ons goeders benader en ons lewe net reg te maak nie. Hy het gekom om iets heeltemal totaal en al nuut te bring. Vir jou, vir my, vir die gemeente, vir die kerk van Jesus Christus. Hy wil herlewing bring. Dit gaan dalk net nie soos die vorige herlewing lyk nie, want hy is besig om harte en skole voor te berei, omdat hulle reguit vir my sê, oom, hierdie is ons kerk, want ons gaan nie naweek 'n kerk toe nie, ons bly te ver, en ek hou nie daarvan om kerk op die TV te kyk nie. Nou, as 'n kind dit vir my sê, wil ek amper vir hom 'n medalje gee, want jy kan nie kerk op die TV kyk nie, jy moet hier wees, die gemeenskap van die gelowiges. Nou vra ek die vraag, en hier wil ek hê ons moet bid. Is jy reg om 'n nuwe wynsak te word? Is jy reg om die nuwe te ontvang wat Jesus vir jou wil gee?
wat die Heilige Gees besig is om in jou hart los te maak. Is jy reg om die ou dinge, die harde harte, die harde wynsak te laat gaan en om Jesus en die Heilige Gees toe te laat om jou 'n nuwe wynsak te maak en ook vir jou nuwe wyn te gee? Net jy kan my vraag beantwoord vandag. Maar Here, ek wil bid vir ons wat hier so is. En Heilige Gees, ek vra dat U ons harde harte, die ou wynsakke, sal sag maak. Dat U ons flexible sal maak, wat is dit, veerkragtig sal maak, om die nuwe lewe en die nuwe manier van dinge doen wat U in ons harte wil losmaak kan gee. Here, help ons om te erken dat elke seisoen waar ons deurgaan, 'n seisoen van rus, 'n seisoen van werk, 'n seisoen van moeilik, ongeluk, storms, woestyn. Here, help ons om U raak te sien in elke seisoen en te kan bly sê, ons het 'n hoopvolle toekoms in U. U gee vir ons lewe, daai lewe gaan nooit ophou nie. U bly bou, U bly genees en U bly ons groei. Here, my hart is dat hierdie boodskap wat ek vandag gedeel het, dat dit in ons harte sal gaan tuis vind, huis maak in ons harte, en mag ons hierdie boodskap uitvat. Want ons het nuwe wyn en nuwe wynsakke so desperaat nodig. Maak ons albei van daai. In die naam van Jesus Christus bid ek dit. Amen.